Romeine 12 vanaf vers 17. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang. Leef is sover dit van julle afhang. Leef in vrede met alle mense. Moenie self raak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Want daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Oor daardie woorde, en hoor wat God vir jou wil sê. Ons maak ons oë toe. Here Jesus Christus, die besonderse van 'n teks soos hierdie, is dit dat hierdie teks nie na ons toe kom leeg nie. Dit dra 'n besonderse boodskap wat verder strek as tyd. 'n Boodskap wat deur U Gees geïnspireer word, een wat vir elkeen van ons iets uniek wil sê. En konsepte word uitgelig, 'n lewe wat geleef moet word in hierdie wêreld wat getuig van God se genade en vergifnis word opsigtelik. Maar ek wil veronderstel vanoggend, Here Jesus, dat wanneer U Gees ook binne in ons elkeen werk, is daar dalk 'n opdrag, 'n gedagte, 'n kernbeginsel of begrip wat U wil tuisbring in ons elkeen se lewe. Die woord raak juis lewend wanneer ons hoor met nuwe ore. Wat U self, wanneer ons hoor met nuwe ore. Wat U self vir ons wil sê. Daarom het ons 'n persoonlike verhouding met U nodig. Daarom het ons nodig om, soos Paulus gesê het, ons gedagtes te transformeer. Maar meer as dit te kan leef wat getuig van 'n weergebore proses, 'n nuutmakingsproses wat deur U begin het. So mag dit ook so wees, Here Jesus, dat ons in die proses van nuut leef ook aansluit by U, wat reeds in hierdie wêreld beweeg, gedeel word met die mense om ons. Amen. Gemeente, God kom na jou toe nie met leë hande nie. Hy kom na jou toe met hande wat getuig van vreugde, vrede, hoop. Van hom te ontvang deur vertroue, aan hom te bewys. Mag dit ook so wees dat die Here daardie woorde van groet ook in ons harte vasmaak vandag. Gemeente, die eerste van 2 teksgedeeltes wat ons saam lees vandag kom na ons toe vanuit die evangelie van Johannes. En ons gaan daar saam lees in die 3de hoofstuk vanaf vers 1 tot 15. Die kernbeginsel, begrip, woord, term wat uitgelig word vandag vir ons elkeen is die woord wedergebore. Wat beteken dit om in 'n lewende verhouding met die Here te staan? Paulus leer vir ons dus om te transformeer, te verander die manier hoe ons loop, dink, praat en kyk. Dit moet getuig van die ewige lig wat aarde toe gekom het om die duisternis te verdryf. Maar nog 'n aspek wat so belangrik is wat ons meermale vergeet, is hierdie konsep van 'n persoonlike verhouding met Christus. Een wat gegrond is op 'n nuwe verhouding. 'n verhouding van gee en neem waar God vir ons die geleentheid gee om nuut te leef. En die neem daarvan om te sê, Here, ek vertrou U met my hele wese. Dit is wat Nikodemus nie kon snap toe hy een aand na Jesus toe gegaan het
om te vra hoe kan hy die koninkryk van God. Vers 1 die volgende. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse raad. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God het. Want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen nie, as God nie by hom is nie. En daarop sê Jesus vir hom, baie belangrik om te let op die woorde wat gebruik word. Dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God sien nie. Hy kan nie die werking van God in hierdie wêreld raak sien nie. Nikodemus kon dit nie hoor nie en daarom het hy verder gegaan om kan 'n mens gebore word as hy 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie. Dit maak nie logies sin, Jesus, die woorde wat u gebruik nie. Dis abstrakte terme wat implikasies inhou vir 'n lewe. Wat sê implikasies inhou vir 'n lewe? Wat sê u vir my? Jesus gaan verder deur te sê, dit verseker ek jou Nikodemus, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Daar is van die Here in te kom. Sekere voorwaardes, 'n sleutel wat ontvang moet word om die deur oop te kan sluit na die ewige lewe. Nikodemus dink hieroor na, wat uit 'n mens gebore is mens. En wat uit gees gebore is gees. Gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai, God se gees beweeg waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. In ander woorde, volgens Genesis, jy weet die gees van God bestaan, want jy kan sien wat dit teweegbring in hierdie wêreld. So moet jy weet, dit is ook met elkeen wat uit die gees gebore word en iets teweegbring. Maar weer kon Nikodemus nie verstaan nie en hy het gevra, maar Here, hoe is hierdie moontlik? En Jesus antwoord hom, jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie? Dit verseker ek jou. Ons, ek, die Vader en Gees, praat oor wat ons weet. En ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie. Glo as ek vir julle van die hemelse vertel. Niemand op aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat in die hemel was, en uit die hemel afgekom het, naamlik die Seun van die mens. Kom ek maak dit prakties vir jou, Nikodemus. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, sodat die wat daarna gekyk het, genees kan word van hulle siekte, soos opgeteken in Numeri 21. Jy moet dit verstaan. Die mense het gekyk na die slang genees. En so moet die Seun van die mens ook verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, sigbaar kan sien die opoffering wat hy gee. Sal 'n geleentheid hê om die ewige lewe te kan beerwe. In die Here. En wanneer ons praat oor 'n voortdurende groeiproses in ons verhouding met die Here, dan het ons nodig om te verstaan dat soos Jesus met Nikodemus gepraat het, sê hy vir ons, dis nie 'n eenmalige proses nie. Jy kom nie een dag en sê net, Here, ek gee my lewe vir U. En dan is dit al wat nodig is vir jou om in die hemel te kom nie.
Ja, die genade van God is so groot dat hy selfs die sondaar op die kruis, wat net gesê het, Here, dink aan my, wanneer U in die hemel kom, te red en te bring in die paradys van God. God is kragtig. Maar van ons wat nog leef, vra God van ons iets meer. 'n getuienis, 'n sigbare getuienis wat mense kan raak. As jy net een woord kan gebruik om jouself te omskryf, sonder dit wat jy doen, sonder jou agtergrond, jou historiese geskiedenis, die tyd wat verloop het van kindsbeen af tot nou, as jy net een woord gehad het om jouself aan iemand te beskryf, wat sou jy gebruik? Jy sien, Jesus wou gehad het, Nikodemus en ons moet verstaan, daar is net een woord wat nodig is om ons te beskryf, Jesus. Maar wanneer ons in hierdie wêreld gedagtes oorheers, dan raak dit so kompleks dat ons nie in hierdie lewe kan fokus op 'n lewe gebaseer in Christus nie. Nikodemus se probleem en ons as gelowiges se probleem meermale is dat ons gedagtes 'n skeiding tussen 'n lewende verhouding met God. Want ons probeer dit uit rasionaliseer, uitredeneer oor hoe is dit moontlik dat ons in 'n verhouding met God kan staan, dat God in 'n verhouding met ons wil staan en wat hy van ons verwag. Jesus sê, kom in my teenwoordigheid. Kom spandeer tyd by my, deur gebed en soos ons net nou sal hoor, in die woord van God. En jy sal as te ware my wese ervaar. Houdingselement wat gepaard gaan met 'n lewe is dit wat Jesus wou tuisbring. Wanneer het jy besef dat jy 'n verhouding het met jou kinders? Was dit nie tydens die geboorteproses toe die oë oop gegaan het nie? Was dit nie die eerste keer wat jy die kans gehad het om jou kind in jou bors vas te hou nie? Jy het dalk voor dit begin, toe jy in jou maag kon voel, mamma, hier is iets aan die gang. Toe papa, jy jou hand op my maag kon sit en jy kon iets voel. So mysterieus soos die lewe, so sê die misterie van hoe ons in hierdie nuwe stand in beweeg. Ons het net egter om een ding te verstaan vanuit hierdie teksgedeelte. Die beeld wat jy uitstraal is die getuienis wat mense sal gee oor die kerk, en oor God in hierdie wêreld. Dis waarom Jesus vir Nikodemus gesê het, jy moet pas op wanneer jy vra om weer gebore te word in my, want jy gaan moet afsterf. Van my te wees, want jy gaan jou hele manier van dink moet verander. Dit sluit in die woorde wat gepaard gaan met hopeloosheid. Jy sal dit moet verruil vir woorde van geloof. Twyfel sal jy moet vervang met sekerheid. En die vraag is natuurlik wat Johannes hier tuisbring vir sy konteks. Is jy bereid om na die lig toe te kom en toe te laat dat hy alle duisternis uit jou uitdryf, die vrees wat jou gebonde hou in hierdie wêreld, sodat jy God se ewige lewe kan beerwe en sien kom. Ons dink na oor hierdie woorde van Johannes 3, deur te onthou dat God uit liefde uit ons nooi om in 'n verhouding. Ons die woorde in 1 Petrus 1 van vers 22 tot 25 gaan saam lees. Kom herinner Petrus vir ons daaraan dat die lewenstyl wat ons nou uitleef, wat getuig van 'n verhouding met God, totaal anderste is as wat die wêreld ken. Kom ons kyk na wat sê hy vir is as wat die wêreld ken. Kom ons kyk na wat sê hy vir sy gemeente en wat sê God vir sy gemeente vandag
oor 'n nuwe lewenstyl wat getuig van een wat gewortel is aan hom. Vers 22 kom na ons toe, wat aan die waarheid gereinig het, om mekaar as broers ongeveins lief te hê. Moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad. Dit is die lewende en ewige woord van God waarvan ek hier praat. Die skrif sê, die mens is soos gras, en al sy plantblom. Die gras verdor en die blom val af, maar die woord van die Here, dit bly vir ewig. En hierdie woord is die evangelie, die goeie nuus wat aan julle verkondig is. Om te hoor wat God vir ons wil sê. Here Jesus, soos reeds ook gemeld, glo ons vandag heelhartig dat U na ons toe kom met hande wat wil gee. Aan die een kant, Vader, wil U vir ons genade en oorvloed gee, sodat ons in 'n lewe kan beweeg, waar ons ook vreugde kan ervaar, waar ons ook bo ons omstandighede kan uitstyg, waar ons bo oor ons vrese kan heers, om regtig in vertroue te kan leef. En aan die ander kant, Vader, kom U na ons toe met ewige liefde. 'n liefde wat getuig het van 'n behoefte wat reeds voor tyd bestaan het, die behoefte om in aanraking te kom met die skepping. Hierdie oop hande, Vader, gee U vandag. En ons kan dit ontvang, Vader, Here Jesus, of ons kan kies om daarvan afstand te doen. Mag dit waar wees, Vader, in ons lewe, dat ons dit saam met ons sal neem vandag, soos wat ons reflekteer oor die woorde wat Petrus vir die gemeente gegee het. En kan hoor, Vader, Here Jesus, wat die effek van 'n lewende verhouding met U kan wees. Een wat getuig van U ewige liefde, wat oral sigbaar word. Ons kom pleit by U, Vader, dat U deur die Gees met ons elkeen sal praat. En ek kom vra, Vader, Here Jesus, dat U ons ore sal oopmaak. En ek kom vra, Vader, Here Jesus, dat U ons ore sal oopmaak, sodat ons kan hoor, Vader, wat U wil sê. Amen. Gemeente, ek wil vanoggend dalk so begin om 'n vraag te vra vir kwalifisering of bevestiging. Of gee vir my 'n rede daarvoor. Om watter rede sal jy jou ouer vertrou wanneer jy 'n papbabatjie is? Om wat jou sal sorg wanneer jy nie self kan sorg nie. Voorskrif wat jy uitleef, 'n verwagting wat jy het, of is dit 'n diepgaande vertroue binne in dit waarin jy gebore word, 'n verhouding van gee en neem, wat verskil van die res van die wêreld. Daarin dat dit nie proklameer dat daar 'n God is wat ons aanbid om te ontvang dit wat ons nodig het nie. Dis nie 'n godsdiens wat getuig daarvan dat as ons vrede en vreugde soek, het ons nodig om in die tradisie. Nee, die geloof wat ons as kerk vandag bely, is een wat getuig van vertroue, oorgawe, een wat daarvan getuig dat ons as kerk van ons Here Jesus Christus sonder twyfel kan sê, God sal. Christus sonder twyfel kan sê, God sal voorsien.
Dit is so belangrik dat wanneer ons begin om te praat oor 'n lewende verhouding met God, dat ons hierdie sal kom onderskei vandag. Ons geloof in die Here Jesus Christus Ons geloof in die Here Jesus Christus veronderstel 'n belydenis wat ons moet maak. Ons moet kan sê wat ons glo. Daarom het ons verskillende belydende tekste wat ons op 'n gereelde basis in die openbaar kom najag. Maar daarmee saam glo, die vertroue wat ons het, sigbaar te gaan maak in die wêreld waar ons leef. Daar's nie 'n onderskeid tussen geloof en vertroue in die Here nie. Dis nie of nie. Wanneer jy kies om in die Here te glo of nie. Wanneer jy kies om in die Here te glo, kies jy om hom te vertrou. Maar die probleem dalk is, wat beteken dit wanneer ons vir die Here sê ons vertrou hom? Petrus kom herinner die gemeente waarvoor hy preek daaraan dat hulle reeds die goeie nuus wat verkondig is dat die koninkryk van God vir almal bedoel is en dat hulle nou deel gemaak het van die huisgesin van God wat ook met 'n groot verwagting kan leef dat hulle ook 'n plek het in God se koninkryk. Maar daarmee kom sê hy dat die nuwe lewe wat ons as wat die wêreld glo. Dis een wat getuig van gehoorsaamheid. Een wat daarvan getuig dat dit wat ons hoor van die een wat in beheer is van ons lewe, dat ons dit sal gaan doen. Maar hierin is die probleem, gemeente. Dienskneg is van die Here nie. Omdat jy nie genoeg tyd spandeer om in die woord van God om beter te leer ken nie. Wat is die gevaar daarvan as jy jou gedagtes toelaat om dag van dag te maal met vrese en bekommernisse en twyfel? En jy bevestig herhaaldelik van jou vrees dat jy dit nie gemaak nie. Waarvan word jy 'n slaaf, 'n dienskneg? Petrus sê vir ons het slawe geword, diensknegte geword van God, wat in gehoorsaamheid beweeg. Wat in gehoorsaamheid beweeg. Wat doen wat God vir ons vra. Wat vra God van ons? Gooi af die swaar las wat jy op jou skouers het. Neem my las op julle, en die juk wat ek neem dit saam met julle, want dit is lig. God voorsien. Jesus sê, in die wêreld kan jy weet, jy gaan dit moeilik hê, niks in hierdie wêreld kom sommer maar net van self nie. Maar die belofte daarin dat jy dit reeds sal maak en sal sterf in die teenwoordigheid van God, moontlik met 'n glimlag op jou gesig, is reeds vir jou beskore, want Jesus sê, ek het alles reeds oorwin. Die oorlog wat ons beklei, daardie oorlog van bekommernisse vir die einde van die maand, begin by die bankrekening nie. Dit begin in ons koppe. Oorlog word gewen en verloor wanneer die ingesteldheid nie reg is nie. Wat is die verskil tussen iemand wat 'n rekord breek, lang afstande, teen wedloop? Is dit nie daardie ene wat alles gee om te kom by die punt wat hy met sy geestelike oë raak gesien het nie? Ons almal kom op 'n punt waar ons twyfel. Dis natuurlik, gemeente. Die verskil egter is dat deur die krag van ons Here Jesus Christus kan ons deur daardie moeilike omstandighede beweeg, want God beloof hy sal voorsien. Waarom sal jy vandag toelaat dat die duiwel jou stroop van die ewige beloftes van God en jou ontneem om in die terrein in te beweeg wat God vir jou wil gee? 'n terrein van voorsiening, 'n terrein van vreugde en vrede. Waarom sal jy jou lewe oorgee aan vrese en bekommernisse? Waarom sal jy God betwyfel? Is God waardig om jou troue te ontvang? Verseker.
Want dit was hy wat die skepping begin het. Dit is hy wat die verhouding met sy mense wou herstel het, wat homself gegee het, wat die sondeskuld op hom geneem het, om te wys dat hy vertrouenswaardig is om in 'n verhouding met jou te kan staan. Wat meer moet God vir jou wys, sodat jy kan sien dat hy vertrou kan word. Gehoorsaamheid vra van ons van vertroue. Nie een wat blindelings is nie, maar een wat die vrug dra van God se liefde. 'n liefde wat so groot is, 'n liefde wat alles bedek, sê Paulus vir ons in 1 Korintiërs 13, dat dit enige omstandighede oorheers. 'n liefde wat mekaar nie alleen motiveer nie, maar herinner daaraan dat ons nooit alleen is nie. In die wêreld waarin ons onsself bevind, is daar 'n samelewing wat nooit ongeskonde lyk. 'n liefde wat nie voorwaardes het nie. 'n liefde wat nie vra nie, maar gee. Wat nie gebind is deur sekere voorwaardes wat na die tafel toe gekom het nie, maar vrylik beweeg in die wêreld en insyfer. En 'n liefde wat getuig van 'n opoffering. Die hoop dat daar herstel sal kom in mense se lewe. Jesus se lewe was gefokus op een ding. Die Engelse woord vir versoen is atonement. En ons het nodig om dit op te breek sodat ons die diepte daarvan kan verstaan. Jesus het gekom so that we can be at one with the Father. Waarom sal hy dit doen? Een te wees na die Vader. Is dit sodat jy voor die troon van God kan staan sodat hy jou kan oordeel vir alles wat jy voel jy nie goed genoeg is voor nie? Sodat jy voor God kan staan sodat hy jou kan straf vir alles wat jy verkeerd gedoen het? Of kan dit dalk wees dat hy alles wat jy verkeerd gedoen het? Of kan dit dalk wees dat hy gekom het om jou te herstel in ere? Dat jy in die oë van die Vader kan kyk en daar die liefde sien wat hy vir jou het. Om te verstaan wat jy kort kom, wat jy opgee en prysgee en jou gedagtes binnendring. Gemeente, wanneer ons dink aan die hoop wat ons het, dan kan ek nie by myself dink dat enige van ons het hierdie hoop dat 'n ramp ons sal tref vandag of môre nie. Ek wil veronderstel vandag of môre nie. Ek wil veronderstel dat nie een van ons wat hierso sit vandag het 'n hoop dat die Here ons sal laat swaar kry nie. Maar dat die Here vir ons sal voorsien. Die probleem wanneer ons dink aan die geloof is dat ons stoel doof. Want die vertroue wat ons nodig het in die Here Jesus Christus word uitgedoof deur ons twyfel en vrees. Hoeveel keer moet God nie vir ons sê dat sy ekonomie nie die ekonomie is van Suid-Afrika nie? Hoeveel keer van Suid-Afrika nie? Hoeveel keer moet die Here vir ons sê, hy oordeel nie soos ander mense nie? Hoeveel keer moet ons vir mekaar sê dat die Here sal sorg al weier die wêreld om vir ons te sorg? Hoeveel keer moet God vir jou vra, vertrou my net? Hoeveel keer kom die Here na ons toe? En hy vra vir ons om op hom te vertrou. Maar die enigste manier hoe ons daardie vertroue sal ontwikkel, is om in die woord van God onsself te verdiep, om te gaan hoor wat God daardeur vir ons wil sê. Dalk kan jy assosieer hiermee, dalk ken jy iemand, wat dalk vir jou elke woord in die Bybel kan aanhaal, vir jou presies sê wat daar gestaan het, die mooiste teksgedeeltes aanhaal, maar hulle lewe getuig niks van wat hulle sê nie. 'n lewende lewe gemeente waar ons
voor 'n uitdaging te staan kom. Dat die woord van ons Here Jesus Christus, wat gemaak is om ewig te bly staan, om te inspireer, stadig maar seker besig is om maar net 'n geloofsboek te word. Hierdie selfhelpboeke wat jy vir jou sodat jy kan kry wat jy wil hê. Petrus herinner ons daaraan en God herinner ons daaraan dat sy woord leef. Reeds by die skepping met sy mense het die woord van God gekom en het dit gespreek en het dit lewe gegee. Genesis 1 en 2, Genesis 1 en 2. Toe hy gekom het na Moses toe en hy die woord gegee wat geskrewe is, het dit lewe gegee. Toe Jesus Christus die kerk gestig het, het hy sy gees gegee om die woord van God sigbaar te maak. Dis deur die Bybel wat ons woord van God sigbaar te maak. Dis deur die Bybel wat ons 'n middel het om met mekaar te kan kommunikeer en taal te vind om vir mekaar te sê wie en wat hierdie God is. Moenie vandag vergeet dat jy 'n besonderse roeping het. Nie alleen 'n roeping het om vir ander mense te gaan vertel van die goeie, reddende evangelie nie. Jy het 'n verantwoordelikheid om jouself te gaan vind in die teenwoordigheid van God, om daadwerklik 'n spieël vir jouself op te hou en te glo dat niks in jou lewe gaan verander. As jy nie erns maak om in die woord van God te delf, en om hom te leer ken soos die apostels om vir ons weerleë het nie. In die teenwoordigheid van die ander, sien jy daadwerklik jouself. Die tipe verhoudings wat jy kies, die manier hoe jy praat, word gevind in die tipe verhoudings wat jy het. Wil jy weet hoe kom jy deur jou omstandighede, ongeag van wat dit is? Jy het nodig om jouself te vind in die teenwoordigheid van God. Gemeente, ek los jou met die woorde van Matteus 6 vers 22 tot 23 wat vir jou sê: as jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, as die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees in jou lewe nie. Moenie toelaat dat die lig van ons Here Jesus Christus wat getuig van hoop en vreugde en voorspoed uitgedoof word sien. Kom ons bid saam. Here, 'n lewe wat getuig van transformasie is 'n lewe wat getuig van 'n proses van weergebore. Waar ons gedagtes vernuwe word soos Paulus vir ons leer in Romeine. Waar ons harte, wat so hard was soos klip, verander na harte van vlees. Dit getuig aan een Here Jesus wat volkome vertroue het in die een wat reeds vir ons gewys het dat hy betroubaar is. So lewe, Vader, kom roep jy ons na. Nie om 'n swaar las op ons skouers te plaas nie, maar om vir ons te wees. 'n Lewe wat getuig van vryheid, nie gebondenheid nie. 'n Lewe wat die geleentheid gee om mooi te wees, nie sleg nie. Vader, help ons om ons kyk te verander. Help ons om onsself te vind in u verhouding met ons. En mag u Gees, Vader, deur die woord vandag ons elkeen raak, sodat ons in hierdie wêreld waarin ons self bevind, nodig het om te weet, daar is hoop. Ons vra dit in u naam alleen. Amen. Gemeente, ontvang nou die seën van die Here. Die Vader, Seun en Heilige Gees, seën en Heilige Gees,
seën jou met geloof, vertroue en liefde. En hy vra van jou vandag om uit te gaan, om daardie gebare saam met jou te neem, op jou pad kom. Amen.